welkom by nog 'n episode van Huishonde. Ons is bly om terug te wees. Hallo Philip aan die pad uit die Oos-Kaap. Hallo Tersia. Ons is nog lekker op die traject van jy wat jou hondjie kry. Nou, soos ons sê in 'n vorige video, all puppy schools are not equal. Jy moet mooi kyk wanneer dit kom by 'n puppy school. Jy moet kyk na die skool self en ons klomp dinge wat jy hom daar gaan leer, maar jy moet ook kyk na die mense wat dit aanbied. En dis waar ons vandag gaan fokus. So Philip, wanneer dit kom by 'n puppy skool, waarna kyk ek? Puppy skool en nogmaals puppy skool. Is belangrik, ons het dit bevestig deur en deur. Ja. Puppy skool, ons moet altyd onthou en ons het dit gesê in 'n vorige episode wat die doel van puppy skool is. Puppy skool is dat my puppy kan leer om te meet and greet en socialize met die ander honde, sosialiseer en the meet and greet, die ryk en al die dinge. En as daar nie ander puppies is nie, sit 'n nuttelose oefening. So net so belangrik as die puppies is die mense wat daai puppy skool aanbied. In ander woorde is daai persoon iemand wat dit doen as Saterdagoggend se deeltydse dingetjie, omdat ek lief is vir hondjies. Omdat ek 'n puppy het en ek wil nog puppies bring, ons wil 'n play date hê. So ek wil die ander puppies en die mense daai dat ons kan tee drink en die hondjies kan aangaan. Ja, asseblief drink tee, los die honde dat hulle net aangaan. 'n Mens praat oor kwalifikasies. En 'n mens weeg dit op teenoor ondervinding. Ek persoonlik het 'n probleem met baie van die online goed wat hulle as kursusse aanbied en kwalifikasies en goed. Is natuurlik een van die groot probleme is, vandag kan jy letterlik aanlyn gaan en jy kan gecertify word as 'n behaviorist en as 'n enige vorm van trainer. En in werklikheid het jy dan eintlik nog nooit 'n dag in jou lewe met honde gewerk nie. Ek gaan nou by daai inkom. Al 'n paar gevalle gehad. En jammer dat ek die donker kan bring van die goed, maar ek moet dit bring, anders voel ek het nie my plig gedoen nie. So die persone wat puppy skool aanbied. Almal moet ergens begin en ek is baie gelukkig met iemand wat al 'n jaar of 3 se ondervinding het en wat dit al vir daai tydperk aanbied, waar ek kan gaan kuier sonder my hondjie en ek kan kyk wat daar aangaan en daai mense moet gemaklik wees. Ek weet wat my behoeftes is, ek weet wat ek uit 'n puppy skool uit soek, want ek is nou al geleer. En ek moet seker maak, die mense wat daar is, bied daai goed aan. As hulle dit nie aanbied nie, dan mors ek my tyd. Dan moet ek eerder gaan na 'n puppy skool toe wat dit reg doen. Soek die mense wat dit reg doen. Doen jou huiswerk, vra vir hulle, hoe lank is julle doen? Wat kwalifikasies het julle? Nie bang wees daarvoor nie. Want enigiemand wat 'n kwalifikasie het of ondervinding het, 'n paar jare se ondervinding, gaan baie trots wees om dit vir jou te wys en dit met jou te deel. Ja, dit is die groot ding. Hulle gaan, as hulle trots is op hulle werk, sê dit so baie vir jou. As hulle met vrymoedigheid sê, bel gerus my vorige kliënte, sê dit baie vir jou. Ja, of luister, kom, jy's welkom, kom kuier enige tyd hier by die puppy skool. Al wil jy 10 keer hier kom kuier voor jy jou puppy bring. Ja, as hulle iets agter sluiers begin hou, dan worry ons. Ja, absoluut. Maak seker die puppies wat daar is wat hulle toelaat, is binne daai kritieke fase van hulle lewe. Moenie laat hy 9 maande oud is, hy kom puppy skool toe. Too late. Okay.
En dan raak dit 'n probleem. So, wie dit aanbied, of kwalifikasies of die nodige ondervinding. Moenie vir my 'n online kwalifikasie bring wat niks beteken nie. Ek sal nie belang daarin nie. Bring vir my 'n geldige ding wat jy prakties gedoen het by 'n veearts of 'n maatskappy wat daarmee te doen het of jy weet soos gidsonde. Moenie 'n online ding gaan doen oor gidsonde en dan vir my vertel jy kan gidsonde oplei nie. Maak seker jy is deur die regte kanale en jy het die regte papiere en dan kom vertel jy my daai ding. So persoonlik het ek 'n probleem en baie mense hou nie daarvan nie. In die sin van dat ek nog altyd baie direk was daaroor, my gevoel daaroor. Weet wat jy soek, weet wat die mense moet aanbied, maak seker hulle bied dit aan. En daar sal 'n geval gewees waar een so sê en die ander ene sê so binne dieselfde papieskool. Hierdie kliënt van my gaan weet van wie ek praat, maar nou weet. So 'n mens moet maar net baie versigtig wees met hierdie goed. Dis net soos 'n hond kry, 'n hond koop. Gaan na 'n geregistreerde teeler toe. Wat geregistreer is, wat die regte ding doen. Ek hou nie van pappies wat uit pet shops uitkom. Hulle hoort nie daar nie, en die pet shop hoort hulle nie te verkoop nie. Ek hou nie van backyard breeders nie. Dit word net nie gedoen nie. As jy 'n ding wil doen, gaan registreer. Maak seker jy is geregistreerd, maak seker jy gaan deur die regte kanale en die regte plekke. En dan die vryheid moet daar wees om te sê, kom kuier, kom kyk wat jy wil kyk, kom geniet jouself saam met ons en kom vra jou vrae. Ek het 'n geval gehad dat ek het terug waar iemand 'n hondjie gekoop het by nie 'n geregistreerde teeler nie. So ons sal nie woorde soos backyard breeder los rondgooi nie, maar dit was nie 'n geregistreerde teeler nie. En toe ek vra of ons die hondjie se veeartskaart kan sien vir die inentings, toe is daai veeartskaart 'n A4 papier wat hulle self by die huis uitgeprint het. Sommige net die dingetjie so die eerste inenting se stickertjie oorgeplak het en jy kan sien die veearts naby aan dit gekom nie en hierdie ding is by die huis geprint. Nie ideaal nie, julle. En jy weet ons skuif van pappieskool af moet hierdie hondjie vorder. So sy volgende stap is hy moet gaan na 'n skool toe waar hy kan gaan leer, waar hy gehoorsaamheid kan gaan leer. In baie gevalle is dit natuurlik dieselfde skool. Jou hond gaan begin by iemand as 'n pappie klas of 'n kursus en daarna gaan hy opbeweeg na die basic obedience groepie toe of na jou intermediate groepie toe ensovoorts. Wat ook baie meer druk sit op daai aanvanklike keuse wat jy maak, want as jy reg kies, is dit 'n baie waardevolle en langtermyn belegging vir jou en jou hond. Verseker. So weer eens, doen jou huiswerk, gaan dieper in. Maak seker die mense het die ondervinding, maak seker hulle kan gesels daaroor. Jy weet daar's so baie trainers in die wêreld, nê. Elke ou doen sy eie ding. Maar baie van hulle doen wat hulle net in hulle koppe dink reg is. Ander dink hulle is of kan 'n behaviorist wees en 'n trainer wees. Ander dink hulle kan petsitters wees en dog walkers wees. Ons het net verlede jaar 'n vrou gehad in Engeland. Ek weet nie of jy die geval onthou nie. Sy het klein hondjies en middelmatige hondjies gaan stap. Dink 5 van hulle. 9 van hulle. 9 van op een slag. Dankie Tersia. En toe kom haar perde verby, mense op perde. En toe raak die honde almal opgewonde en hulle begin aggressief raak en hulle bevlieg mekaar, maar op die einde toe bevlieg hulle haar en hulle het haar doodgemaak. Dit was so 25 dink ek. Ja.
enige persoon wat 'n dogwalker is, kan nie 8 honde vat, of 5 honde of 9 honde. En dink ek vra R100 per hond en nou skielik op een stapie maak ek 9 of 800 rand. Jy speel met jou lewe. En hier is die ding wat Philip altyd sê is solank daar honde is, gaan daar insidente wees. So enige tyd wat jy in 'n situasie kom met honde as professionele mens wat met honde werk, wat jouself so verkoop, moet jy altyd onthou wat as hier 'n insident is, wat gaan die situasie wees. En as hier 'n insident is, sal jy nooit 9 leibande gelyk optel nie. Nooit nie. Daar's nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. In Amerika 'n paar jaar terug was daar 2 dametjies gewees wat hulle voorgedoen het as behaviorists. Hulle het een of ander kursus gedoen en toe is hulle baie slim en hulle is geroep na 'n woonstelblok. En toe hulle in die woonstelling gaan, dis 2 hoogs aggressiewe honde wat hulle aangeval het en die een meisiekind is ook dood. Sjoe. So Philip het beloof ons praat oor donker goed vanaand en hy bring dit nogals. Philip, kom ons hou aan praat oor donker goed. Ek wil nog 'n geval voorbeeld, wat dan nie so donker is nie, maar ek het iemand 'n verpleegster by veearts praktyk gehad, op jare terug, wat ook so 'n kursus gedoen het en gesê het, sy is nou die praktykse behaviorist. Toe sê ek vir haar, binne in die praktyk, toe sê ek, hoor mooi vir my, die dag as jy uitgaan om met jou eerste aggressiewe hond te werk, moenie alleen gaan nie, bel my. Ek sal verniet doen, bel my. Want jou loopbaan kan daar eindig, jou lewe kan daar eindig. Of jy kan 'n krippel wees vir die res van jou lewe, maar een ding is verseker, jy gaan vir die res van die lewe vrees hê vir honde. En onthou, jy kan voor 'n hond so braaf probeer wees soos wat jy wil. As daar een haartjie op jou nek regop staan, van onsekerheid of wat ook al, vrees, jy kan dit nie wegsteek nie, jou liggaam gee reuke af, daai hond tel dit onmiddellik op, en hy sien jou as 'n swak energie, en as hy jou uit sy ruimte uit wil, hy gaan jou aanval, hy gaan jou byt. So, mense moet nie speel met hierdie goed nie. Moenie. As jy en jou hond nie die regte afrigting kry nie, wees verseker, jy gaan probleme kry, en dit gaan groot probleme wees. Want die mense bly nie binne die reëls nie. Hulle probeer 'n worsmasjien daar hê. Ek wil op 'n Saterdagmôre 20 honde hier hê, want ek vra R400 'n hond en ek wil hulle daar deurdruk en hulle uitkyk. En 'n interessante geval wat ek gehad het, Tersia, was 'n vrou wat na my toe gekom het met 'n hond. Sy was 'n senuweewrak geweest. Totale senuweewrak. Toe sê sy vir my, Philip, ek wil so graag na jou Saterdagoggend klas toe kom met my hond. En die hond is so 'n bastard Alsatian, bietjie kleiner hond geweest. Beautiful. Sy sê maar ek is bang, want ek was na 'n ander skool toe geweest in Port Elizabeth, en die tweede sessie toe sê hulle vir my, ek moet asseblief huis toe gaan, want my hond wil nie ophou blaf nie. So nou, ek glo nie daai mense besef wat se skade hulle aan die vrou gedoen het. Nie maar die hond, maar aan die vrou. Toe sê ek vra, luister, bring jou hond. Ons sal dit op jou. As sy die oggendklas toe kom, sy daar stil uit, sê sy, luister, ek is so 'n bietjie de mekaar, want ek is vol pulle.
ek moes kalmeerpille drink of goed, want I can't deal with this. Maar dis die skade wat gedoen is. En nou gaan ek terug na Afriforum TV se wat se naam is, film wat ons gaan vervul met. Waar hulle gevra het, wat maak ons anders as al die ander skole? Want, en my antwoord was gewees, want ons fokus op die mens eerste. As ek nie die mens in die regte plek het nie, gaan daai hond nêrens heen. So, hier was nou 'n geval waar ek met die vrou eerste moes werk. Ek het die hond van haar weggevat, ek het haar gevat en daar gewerk. 6 maande later was sy 'n vrou gewees en is nog vandag, wat elke keer as ek vreemde of ekstra honde in 'n klas het, ek nie genoeg hanteerders nie, dan bel ek haar. Ek sal daai vrou môre saam met my Kongo toe vat deur Kaapstad en haar enige landmynhond gee, dat sy gaan werk. Want sy het gedraai, sy het vorentoe beweeg, sy stuck with it. Die hond se geblaffery was 'n minor issue geweest. En dit is die probleem met so baie van die skole. Hulle sorteer nie die probleme uit nie. Hulle bypass die issues. Gaan staan daar met jou hond, laat hy maar aanhou blaf. Nee? Jou hond is reactive tussen die groep. Nee, vat jou hond uit. Waar kan 'n mens in jou lewe eienaar en 'n hond vat en hulle beide binne in 'n groep gaan indruk as nie een van hulle die skills het om in daai groep te gaan nie? Dis is om 'n graad 2 kind standaard 6 toe te stuur of nog erger matriek toe te stuur. Ja, dit is om binne 'n geveg en gooi wat hy nie kan hanteer nie. En dit is hoekom ek so streng is op die ding dat ek gaan doen 'n besoek. Presies selfs as jy, ek gaan doen 'n assessment. Ek wil weet wat die eienaar se skills is. Ek wil weet wat die hond se social skills, gebiedsaanpassing skills, al hierdie goed is. As hulle nie in my opinie nie reg is om in die groep in te gaan nie, dan vat ek hulle in die groep toe. Ek doen sessies by hulle huis totdat ek voel hulle is op die regte plek, die hond en die eienaar. En dan vat ek hulle na die perseel toe waar ons gaan werk, die groep gaan werk, of hulle saam met die groep gaan werk. Laat die hond en die hanteerder eienaar eers daar aanpas. As hulle daar aangepas het en ek is gemaklik en daarmee en die hond is gemaklik en die eienaar is gemaklik, dan bring ek miskien 1 of 2 honde saam met hulle. En ek begin die integrasie stelselmatig, totdat die eienaar en die hond aangepas het. En rustig is, dan weet ek, nou kan ek met hulle werk. Ek het al met 'n eienaar en 'n hond gewerk, een van die klein varkhondjies, waar ons presies 'n jaar gewerk het, waar daai eienaar en die hond 40-50 meter van ons af bly, en daar saam met ons al die werk doen. En elke week kom ons net so 5 tree nader. En jy kan sien, as jy 10 tree kom, maar raak hy hond siek. Stres so, hy raak siek. En 'n jaar later het ons hom in die middel van die groep en hy werk saam met al die ander honde. So, ons het dit laas week gesê en ons sê dit hierdie week weer. Aanpassing gebeur teen die hond se tempo en dit gaan nie teen jou tydlyne gebeur nie, dit gaan alles afhang van jou hond. So, net om terug te gaan hierso. Hierdie ding van 'n hond pille gee om hom te kalmeer. Wat is van die mense, wat van 'n hond om hom te kalmeer? Om hom daar in die hoek te gaan laat staan omdat hy blaf, omdat hy moet daar in 'n ander groep wees of weg wees van die almal af omdat hy reactive is en al die goede. Dis plain bully, dis nonsens. Want 'n goeie skool gaan daai issues eers uit die pad uitkry. Hulle gaan dit identifiseer, nommer 1. Absoluut. Hulle gaan saam met jou werk om dit aan te spreek. Voordat hulle sê, okay, nou gaan ons jou leer sit lê staan hier binne in die groep.
Want die hond gaan dit nie doen nie. Die hond sien jou agters, die aangepas en niks nie. En dit is snaaks. Ek sien met die groepe wat ek doen. Jy kan 'n groep hê, jy sien hulle 1 keer 'n week vir 'n maand, 2 maande. En dan môre kom 'n nuwe hond in die groepe. En al die honde is so van, wie's die? Kyk, en almal kyk en almal wil byt en almal is ongemaklik. En dan doen jy die nodige oefeninge met hulle. Jy kry almal rustig. Volgende week, as jy daai hond inbring, dan is almal rustig en gemaklik en daar's nie probleem nie. Glad nie. Maar die hele proses is ook stadig en die hele ding moet op die regte manier gehanteer word. So jy moet die regte mense hê wat vir jou elke tree vat, elke vlak toe vat. So wat mens hierso moet begryp is, it's more complex than just throwing puppies in a cage. Dis wat jy so mooi moet kyk na wie is die trainers, die behaviorists en die mense agter hierdie puppyskool wat jou hond dan op daardie punt gaan vat en hopelik vorentoe gaan vat. Want dit is bitter belangrik, dis maak of breek oomblikke en dit kan waardevol of detrimental wees vir jou en jou se toekoms. En jy moet altyd onthou, almal daar buite asseblief, jy kan nie gedrag en opleiding van mekaar verwyder nie. Ja. Kan nie. Want 'n hond grafieksgewys in sy leerproses sal klim. Hy het nie reguit lyne nie. Hy sal klim en daar wobble hy. En hy sal wobble op daai lyn, eendag daar en dan skielik klim hy weer 'n vlak. Maar wanneer hy wobble, is normaalweg wanneer hy issues begin ontwikkel. En hy begin nie issues ontwikkel omdat hy sleg vind nie, wil nie. Hy begin issues ontwikkel want sy hanteerder doen ietsie verkeerd. Sy eienaar doen ietsie verkeerd. Die hond is onseker. En hy kom net nie daar waar hy die volgende bultjie moet klim nie. So die mense wat vir jou die klasse aanbied, moet daai goed kan identifiseer. En hulle moet dit regmaak. Dis 'n baie pretpunt wat jy nou opbring, want baie mense, veral die wat aanlyn kwalifikasies het, sal hulle self eksklusief adverteer as ek is 'n behaviorist en nie 'n trainer nie. En dis wat ons sien. Ons sien behavior en training word geskei en jy kan nie dit doen nie, want baie keer het jy opleiding nodig om deur behavioral issues te kom en vice versa. Ja. So jy weet, mense gaan na skool toe, hulle vra nie die vrae nie, hulle kyk nie na die goed nie, en dan, as ons weer kyk, was hulle by 2-3 skole gewees, voor by ons uitkom. En as hulle by ons uitkom, dan kan ons hulle help. En dis hoekom, terwyl ek en jy by mekaar koers begin het ek altyd gedruk op behavior training. Hulle bly saam, hulle is saam in dieselfde tas en dieselfde koevert, wat jy dit ook al wil doen, hulle word nie geskei nie. Ja. Want jy kan die beste hond hê, as dit by gehoorsaamheid kom. Hy sal sy bevele hand af to the T. Hy sal nooit 'n probleem hê nie. En skielik eendag, net so. Dan is hy fokus nie meer op jou nie, hy begin reactive raak, hy begin snaakse dinge doen. En dan staan my hond, jy het dit nog nooit gedoen nie. Dan gaan hy sê, maar ek het nog nooit rede gehad. En dis natuurlik waar ons so trots is op elke liewe een van ons hanteerders, want ons hanteerders word tipies geleer om probleemareas, red flags te sien. Philip, wat sê jy altyd? Identify, diagnose, correct, reg? Ons hanteerders word geleer om probleme te identifiseer, om te diagnoseer wat is daardie probleem akkuraat en hoe om dit reg te stel. En jy kan dit net kry as jy behavior en training verstaan. En ons is nie 24 uur uit 24 uur by jou nie. Jy kom na ons toe, jy leer, en dan gaan jy huis toe net huiswerk om te doen. Dit is die belangrike deel, dis waar ons commitment inkom. En wanneer jy terugkom, is 6 ons weer, ons leer jou weer, en jy het weer 'n klomp huiswerk om te doen.
Oh, dis Jou natuurlik, hond, ja, dis jou, hoe ons hanteerders het en nie net mense met honde nie. jou lewe saam met jou hond is nie training sessies. Jou lewe saam met jou hond is 'n lewenswyse. En jou gedragsgoede is 'n lewenswyse. Dit moet elke dag geïmplementeer word. Dis so belangrik want so baie mense sal jou bel met 'n issue en dan vra hulle maar hoe lank gaan dit vat om te fix? Wel, it's not a 10-minute a day exercise. Daar gaan heel moontlik ook 'n 10-minute a day exercise wees, maar jou mindset moet verander, jou commitment moet daar wees en jou leefwyse met hierdie hond moet verander. Baie keer moet die huishouding verander. Ja, die mense moet verander. Ja. So dis 'n baie in diepte besigheid en saak en ons moet altyd onthou hierdie diere is baie slimmer as wat ons dink. As ons nie die diere verstaan nie en die kennis het van die diere nie en daai dierekennis kan vat en die gedrag reg kry en daai dierekennis vat en die hond leer nie. En ons kan daai nie kombineer nie, dan gaan ons nêrens nie. Dit is nêrens. Is so. Ja. Right, ons het begin by Papi skool en 'n happy object. Ons het 'n paar donker draaie gevat en ons het geëindig daarom weer op 'n heel positiewe noot. Maak seker dat die mense om wie jy gaan werk vir jou en jou hond se toekoms gepas is, dat jy hou van wat gebeur, dat hulle niks vir jou wegsteek nie, dat daar die nodige kwalifikasies en ervaring het, dat jy gemaklik is met hulle, met die metodes wat hulle toepas, die tegnieke en dat dit vir jou en jou hond lekker is om soontoe te gaan. En as jy nie seker is nie, maak met ons kontak. Ons gaan jou niks vra as jy ons bel en sê luister, Philip, Tertia, ek was by hierdie skool gewees en ek is nie seker nie en dit is hoekom ek nie seker is nie. Kan jy ons dalk help? Ons gaan vir jou net wys maak oor wat jy moet soek in 'n skool. Ek dink die antwoord op alle vrae is, as jy nie seker is nie, bel ons. Dis soos as jy siek voel, jy is nie seker nie, jy gaan eerder apteker toe. As jy nie seker is nie, bel ons. As jy nog steeds onseker is, like en subscribe op ons channel, want ons gaan nou video's te gee. Kom terug en kyk nog. As jy dan nog steeds nie weet nie, moet jy ons definitief bel. Baie dankie, Philip. Tertia, baie dankie vir jou en dankie vir almal daar buite. Mense, subscribe, like, dit help ons om te weet dat ons iets hier reg doen aan die kant. Ja, en dis harde werk van die kant. En Tess, dankie vir al jou werk. Weer eens met waardering. En ja, julle moet julle mooi oppas en veilig wees. Lekker. Dankie, bye. Dankie, bye.